Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Baie dankie dat jy hierdie pad saam met ons stap, die opstandingspad van Jesus, die opstandingspad van hy leef en hy verander my lewe. Ons spring so rond tussen al die evangelies en jy moet. As jy die opstanding, as jy die kruisiging, as jy al hierdie verhale lees dit in al die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes en speel met die skrifte heen en weer. Dis wat ek gedoen het. Heen en weer gespring, sodat ons al die verskillende verhale kry. Johannes 20 vanaf vers 8. Hier is die verhaal van Petrus en Johannes wat graf toe hardloop. En Johannes wat vinniger as Petrus hardloop, maar Petrus wat eerste ingaan en Johannes wat later, is net oulik. Johannes 20 vers 8 sê Johannes, hy sê, daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf aangekom het, ook ingegaan, gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. So hierdie is, as jy hierdie hele gedeelte gaan lees, sien jy dus, Johannes wat sê, Petrus spring op, toe die vroue sê, hy leef. Petrus spring op en hardloop graf toe. Maar Johannes spring ook op en hardloop saam graf toe. En dan skryf Johannes van sy weergawe af, hy hardloop vinniger as Petrus, hy kom eerste daar. Sien die graf is oop en die graf is leeg, maar hy gaan nie in nie. Petrus kom tweede daar, dan gaan hy in en hy sien, maar Johannes laat dit klink asof Petrus nie glo nie. En dan sê hy, dan gaan die een wat tweede daar aangekom het, hier en weer storie, nou gaan hy in, maar hy glo en sien. Hier is wat ek net optel. Ons hou daarvan om altyd 'n storie te vertel van ons perspektief af. En dit is nie verkeerd nie, dis die mens. Maar in jou perspektief, kom jy altyd soos die Here uit, nee. Jy kom altyd, my seun sê altyd, dis jou drome. Nee, as dit jou droom is, as jy die aanslaap, is jy die Here in jou droom. Nee. En dis hier dieselfde, Johannes is die Here in sy droom, in sy storie. En dit is alles goed en wel, maar mens moet ook eerlik wees. Ek wonder of Johannes rarig gehoor, gesien, geglo het. Want ons sien in die skrif dat Jesus raas met sy disipels, omdat hulle nie glo nie. Ons gaan daarna kyk. Ek wonder of dit die waarheid is. Ek wonder of hy rarig vinniger was, en eerst daar was, en of hy rarig, geglo het en gesien het. Kan ek vir jou vra, as ek en jy ons weergawe van 'n storie vertel, wat sê ons altyd, daar is my storie, jou storie en die waarheid. Kan ons daaraan werk om nader aan eerlikheid te kom? Eerlikheid oor ons geloof. Ek hou daarvan as predikante 'n storie vertel. Hoe hulle net vertel hoe hulle geglo het, gebid het, hande opgeraak het, en mense word gesond, en is altyd so 'n positiewe storie. Wat van broken stories? Wat van ek het gehardloop en ek het tweede daar aangekom, ek het gekyk, gesien en nie geglo nie. En weet jy wat, ek struggle nog steeds. En dis half meer my angle in die lewe. Mens, ek struggle saam met jou om te glo. Ek struggle saam met jou om altyd sterk te wees, positief te wees, om altyd te go, en ek struggle saam met jou. En ek struggle saam met jou om heilig te leef, en ek struggle saam met jou om altyd te verstaan wat's reg en verkeerd, en die beste, en die verskil tussen my wil en God se wil. Ek struggle al hierdie goed saam met jou. En ek wil jou eerder nooi, hou aan struggle. En hou aan mense invite in jou struggle, en hou aan eerlik wees oor jou struggle. Ons hoef nie altyd die Here in die storie te wees nie. Jesus is die Here. Jesus is die een wat alles reg kry. Jesus is die een wat mense red. Jesus is die een wat liefde, en Jesus is die een wat mense moet volg. Hulle moet in elk geval nie ons volg nie. So kom ek en jy, kom ons bly eerlik in ons storie. En dalk as ons eerlik is, groei ons meer. Dalk as ons eerlik is, kan ons sien waantoe om te groei, as wat ons alleen glo. Kom ons wees eerlik oor ons storie. Kom ons nooi mense in ons storie in. Kom ons struggle saam om te glo en te groei en te bid en nader aan Jesus te kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, daar is soveel mense wat struggle om te glo dat Jesus leef, dat hy opgestaan het. Daar is soveel mense wat struggle om die Bybel te glo, kerk te glo, predikante te glo, omdat hulle skets altyd hierdie fairy tale lewe, hierdie quick fix lewe, hierdie bid net, glo net, steek net jou hand op lewe, en alles sal regkom. Here, in ons weer is nie altyd die waarheid nie. Die pad is hard, die pad is baie keer alleen, die pad is baie keer volop tranes, en die pad is smal, en daar's klomp challenges. Here, help ons om eerlik te wees met ons journey van geloof, journey van groei, journey van liefde. Here, help ons om eerlik te wees. En ek nooi nou my boeties en sissies wat saam luister reg oor die wêreld,
Kom ons wees eerlik met ons pad saam met Jesus. Kom ons deel 'n eerlike storie en nooi eerder meer mense saam in met 'n gebroke storie. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U genade het vir ons gebroke storie. In Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende. Groei saam met ons. Here seën jou. Trots geborg deur Evergreen Turf.